Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan op hierdie Sondag 18 Mei 2025. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag twee gedeeltes, Genesis 32 en Romeine 6, met die tema Jy het 'n nuwe naam, Christen, leef daarvolgens. Baie welkom ook aan die besoekers wat vanoggend hier is, al ook die wat die wonderlike geleentheid meemaak, waar ek die voorreg het om nog 'n klein kind van my te doen. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede van julle vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 48, daarvan verse 1 en 4. Die Here is groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is wel waardig waar vir die hewe, die berg en stad in songlans wewe. En Sion teen die noorde, blink oor die lof van woorde, daar waar 'n vlekkelose wit die koning van die wêreld sit. Hy wat teen die vyand waak as rotsburg onbekend gemaak. Psalm 48 vers 1 en 4 en daarna in ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, soos vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Alles wat ons vandag ook hier hoor, elke Sondag ook hoor, is deel van ons dankbaarheidslewe. Kom ons luister daarna. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag my nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vader gestoet, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Saterdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Jy het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, wees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort. Kom ons antwoord daarop, jou saam te sing uit Psalm 130, verse 1 en 2, terwyl ons so sit, en daarna bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, heerlik om op hierdie oggend met genade hier by mekaar te kom as broers en susters saam te bind in geloof. Dat ons die wonderlike voorreg mag hê om ook vandag weer die teken van die doop te kan sien, te kan hoor hoe jy ook 'n verbond sluit met 'n verbondskind.
Ja, Here, U is die ewige God, die enigste wat daar is. U bly getrou aan die beloftes, U wankel nie. Dit duur tot in ewigheid. En daarom kan ons maar net voor U kniel in dankbaarheid, dat U nog bemoeienis met ons maak. Dat ons ook volgens na U woorde kan kom luister. Dat ons gevoed kan word daardeur, dat ons krag kan kry om hierdie week in te gaan, nie net krag nie, maar ook wysheid. Ja, wysheid om U te dien en te eer in alles wat ons doen. En daarom vra ons dat, as ons nou gaan luister na U woord, dat U sal spreek tot ons deur die Gees. Dat dit waarlik inslag sal vind in ons lewens, dat ons nie maar hier uitstap en aangaan, soos ons altyd aangegaan het nie, maar dat die woord wat ons vandag hoor, ook lewensveranderend sal wees. Dus alles wat ons doen daarin sal toets. Heer, ons vra dat U ook Nico en Carmen die wysheid sal gee, om vir Luke groot te maak, volgens die vrese van U naam. Ja, ons weet, U het ons gekies as ouers, om ons kinders te begelei en te lei in U woord. Maar ons is sondige mense, ons faal baie keer. Daarom vra ons dat U ons te hulp sal kom. Heer, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken met ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Nou, ons is sit, sing ons weer saam met Psalm 105, daarvan die eerste 2 verse. Ons luister volgende na die woord van die Here uit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte uit Genesis 32, vers 22 tot 32, en dan ook uit Romeine 6, vers 1 tot 11. Die gedeelte uit Genesis is waar Jakob wegtrek van sy oom Laban af, maar hy weet Esau is op pad, en hy is skrikkerig om vir Esau te ontmoet, want ons weet hoe hy vir Esau en sy pa bedrieg om die eersgeboorte reg in die hande te kry. Hy maak dan allerlei planne en stuur vir Esau baie geskenke om sy hart sag te maak, maar dan lees ons nou vanaf vers 22. Die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabok drif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan.
Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat hy uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense stryd gevoer en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen die heup geslaan op die heupsenuwee. En dan ook Romeine 6 vanaf vers 1 tot 11. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Dit is moontlik om 'n preek te maak net oor name. Vandag gaan Luke Johannes van die kerk gedoop word. Luke beteken lig en Johannes beteken die Here was genadig. Ja, in ons westerse kultuur van vandag slaan ons nie werklik ag op die betekenis van name nie. Maar in die Bybelse tyd was dit anders. Name het iets gesê van die persoon. Daar was 'n verbintenis tussen jou naam en wie jy was en wat jy gedoen het. So het ons vandag 'n man ontmoet wat ongeveer 4000 jaar gelede geleef het. Sy naam was Jakob. Hy is ook nie verniet so genoem nie, want sy naam beteken hou hakskeen vas en bedreer. Dit is wat en wie hy was. Een van 'n tweeling. Sy boetie se naam was Esau. Dit beteken harige. Jakob was 'n man wat probeer het om sy lewenspad oop te bedrieg. Luister na sy misdaadrekord. Hy rokkel Esau se eersgeboorte reg af vir 'n pot lensiesop. Wanneer dinge later skeefloop, maak Jakob 'n slinkse plan om sy broer en pa te bedrieg. Wanneer Jakob vlug en die Here hom by Betel seën, doen hy 'n gelofte aan die Here, maar hy stel eers duidelike voorwaardes. As God met hom sal wees en hom brood en klere sal gee en hom weer veilig tuis sal bring, sal die Here sy God wees. Ja, soos baie mense die Here vandag nog probeer manipuleer. As die Here dit en dat doen
en sal sorg vir kos op die tafel en 'n verbetering van lewensomstandighede, dan sal ek kerk toe kom of dit en dat doen. Dis dinge wat ons in elk geval uit dankbaarheid moet doen. Wanneer Jakob by sy oom Laban kom, word hy baie ryk, maar elke keer ook op 'n slinkse manier. Selfs nadat God vir Jakob uit Laban se hande gered het, toe Laban vir hom kwaad was, bly Jakob nie op die Here vertrou as sy beskermer nie. Die Here het hom skaars uit sy vorige situasie gehelp, en nou is Jakob alweer besig om moed te verloor. Esau is op pad met 400 man. Sy verlede is besig om hom in te haal. Jakob bid tot die Here, maar maak ook sy eie planne en probeer sy broer omkoop met geskenke. Maar dan ontmoet Jakob 'n man wat tot dagbreek met hom stoei. Daar word Jakob 'n ander mens. Hy word nie net fisies 'n man met 'n gebrek nie. Jakob het God van aangesig tot aangesig ontmoet. Jakob kom tot die besef dat jy nie jou pad altyd kan oopkoop nie. Dat geld en rykdom nie alles is nie. Alhoewel God hom met al hierdie dinge geseën het, kort daar nog iets. En daarom Jakob se versoek, ek sal jou net los as jy my seën. Maar voordat Jakob geseën word, moes daar eers iets gebeur. Die ou mens moes eers as ware weggesny word. Die ou mens moes eers sterf, voordat hy 'n nuwe mens kon word. En ja, dit laat letsels, dit maak seer. Jakob moes eers antwoord wat sy naam is. Jakob. En daarmee lê hy sy hele geskiedenis bloot. 'n Belydenis, Here, my naam is bedrieër. Dit is wat ek genoem word. Dit is wat ek is. Verlore sondaar. Koop my pad oop. Bedrog is my professionele ambisie. Tog ten spyte van wie hy is en wat hy is, seën God vir Jakob. Word Jakob se naam verander na Israel, van bedrieër na worstel met God. 'n Aardskelm word 'n aardsvader. En daarom ontmoet God nie vir Jakob by die Jabok rivier om sy vrees vir Esau uit die weg te ruim nie, maar om homself weer eens te verbind aan sy belofte, sy seën aan Jakob. Jakob moes leer dat God sy misdaadsgeskiedenis ken. God weet van alles. Jakob moes besef dat hy verantwoordelik is met daardie geskiedenis voor God. En daar by die Jabok rivier het nie net Jakob se naam verander nie, sy karakter het ook verander. Sy lewe het verander. In Hebreërs 11 word hy genoem as deel van die geloofshelde, as 'n mens so kan sê. God gun Jakob sy seën, ten spyte van sy oneerlike verlede. En alhoewel Jakob Israel word, gebeur dit nie van self nie. Jakob het nie self besluit, hy is nou lus om Israel te word nie. Nee, en dit is die wonderlike, die uitstaande feit van die hele skrif. God behou altyd die inisiatief. Jakob se naams- en identiteitsverandering berus op die guns en genade van God. En hierdie guns kan nie verander word deur menslike swakheid nie. Ja, Jakob word Israel. Deur die genade van God kan die hele nageslag van Jakob, alle Israeliete 'n naam dra wat sê hulle het 'n verbintenis met God. El beteken God in Hebreëus. Hoor die naam in die woord Israel. Nou broers en susters, die doop van vandag is ook presies dit. 'n Naamsverandering, 'n identiteitsverandering. Die doop is die teken dat 'n kind van toren 'n kind van God word. 'n Kind wat in hom die misdaadgeskiedenis van die menslike geslag dra, ontvang 'n teken dat God in sy lewe teenwoordig is.
En hierdie identiteitsverandering berus nie op 'n bydra van sy kant af nie. Dis nie gegrond op menslike prestasie nie, maar op die genadige ingryping van God. God neem hierdie kindjie tot sy genade verbond, teen die feit, of ten spyte daarvan dat Luke ook in sonde ontvang en gebore is. Teen die feit of ten spyte daarvan dat hy aan die toorn van God onderworpe is. Nou al, sonder dat Luke eers bewus is van sy sonde. Sonder dat hy homself bekeer het. Ja, want by die doop van klein kindertjies kies God self om die teken van identiteitsverandering te gee. Dit hang nie af van jou karakter nie. Dit hang nie van jou verlede af nie. God verander jou ten spyte van. God het ons lief ten spyte van. God het ons as sy kinders in sy hand ten spyte van. God het vir Luke in sy hand ten spyte van. En daarom voordat ons lewens as ware begin, seën God ons eers met die belofte van sy doop. Sê God vir ons, ek is jou God. Jy is my kind. Dit is dus eintlik andersom as wat ons dink. Dis nie in die eerste plek ons wat vir God vashou nie, maar God wat ons vashou. Ek sal jou nie laat gaan nie. So bly die Here besig met ons. Jakob vra ook aan God, maar wie is hy? Die Here antwoord hom nie. Maar jare later by die brandende doringbos hoor Moses die antwoord, ek is wat ek is, Jahwe. 'n enkele naam kan my nie ontvat nie. Ek is die getroue verbondsgod. Al is ons ontrou, hy bly getrou, skryf Paulus in 2 Timoteus. Dan volg die heerlike openbaring van God. Sy liefde wat deurbreek soos 'n ligstraal deur die duisternis. My naam is Jesus Christus, die gesalfde verlosser, saligmaker, redder, Immanuel. God onder ons. Ja, in Christus is God werklik ten volle teenwoordig. In Christus word die worstel met God, vrede met God. Die Here het ook vir ons vernuwe en 'n nuwe naam gegee. Die Here Jesus het voor ons en vir ons die worsteling tot die einde toe volgehou en oorwin. En daarom word ons ook nou gekoppel aan hom. Christen. Dit is wie hy is. Dit is wie Luke is. Verbind aan Jesus Christus. Dis deur Christus dat ons naam nou is Christen, oorwinnaar, verloste, begenadigde. Ons is onlosmakend verbind aan hom, vrygekoop en skoon gewas deur sy bloed. En daarom, Nico en Carmen, vandag bring julle vir Luke om gedoop te word. Om die teken van die verbond wat God met hom sluit te ontvang. En hulle doen dit in geloofsvertroue, in die wete dat God se beloftes vir ewig vas staan. Dat God ook vandag beloof dat hy onlosmaaklik hom aan Luke verbind. Dat Luke sy kind is. Geloofsvertroue doen hulle dit, want as ware handig hulle vandag hulle kind oor aan die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam Luke gedoop gaan word. En daardeur sê hulle, Vader, U het hierdie kind vir ons uit genade gegee, en ons is ewig dankbaar daarvoor. Maar ons is mense met baie tekortkominge. Hier is Luke, sorg U vir hom. Ons het hom nie geskep nie, U het. En ons het hom maar slegs van U af ontvang. Ons kind is U kind. Sorg nou verder vir hom. Wees sy God.
En soos die Here destyds vir Abraham gesê het, sê hy ook vandag vir Luke, ek sluit 'n verbond met jou, Luke. Ek sal jou God wees. Daarom Nico en Carmen en al ons ander ouers, wees gerus. Daar waar ons foute maak, daar waar ons tekort kom, daar waar ons faal, is God in staat om reg te maak en alles ten goeie te laat meewerk vir ons, vir Luke, sy kinders. Maar dis nie al nie. As Luke vandag gedoop word en die versekering kry dat God sy Vader is, dan kry hy ook die versekering dat hy broer is van Jesus Christus. Hy sal immers die naam dra, Christen. Aan Jesus word ons kinders toevertrou wat alle mag in die hemel en op die aarde ontvang het. Aan hom wat mens geword het om vir ons sondes te betaal. Aan hom wat 'n bittere dood aan die kruis gesterf het om ons vry te maak van die sonde. Aan hom wat die dood oorwin het en opgestaan het uit die dood om vir ons die ewige lewe te gee. Ja, deur die doop word ons en ons kinders onlosmaaklik aan Jesus verbind. En Jesus se lewenspad word dan ook ons en ons kinders se lewenspad. En hoe anders is Jesus se lewenspad nie? Mense se lewens loop van geboorte tot sterwe, van lewe na dood. Maar 'n Christen, iemand wat aan Jesus Christus verbind is, 'n gelowige se lewe lei van dood na geboorte, wedergeboorte. Dit lei dus van dood na lewe. En so moes Jakob, die bedrieër, ook weer gebore word om Israel te word. En dit sluit aan by Romeine 6. Daar word duidelik gesê dat die wat in Christus Jesus gedoop is, een is met hom. Ja, sy lewenspad is ons sin, en ons lewenspad is syne. Wie een is met Christus kan daarop reken dat hulle dood is. Dood vir die sonde. Dit is asof kinders van die Here op die kruis by Golgotha saam met Christus gesterf het. Die sondes van 'n kind van God is daar gedood en is daar begrawe. Maar Christus het nie net gesterf aan die kruis nie. Hy het ook opgestaan uit die dood. Wie deel het aan Jesus Christus het gevolglik ook deel aan die opstanding. Kind van die Here, 'n Christen, 'n broer of suster van Jesus, lewe saam met hom. Jy's opgewek tot 'n nuwe lewe saam met Christus. En die implikasies is dat ons nou lewe vir God. Dit is wie jy is. 'n Nuwe mens, nuut gemaak, omgekeer, opgestaan, vernuwe. In staat om die goeie te kan doen. In staat om die goeie te wil doen. Dit moet ons onthou. Nico, Carmen, al verstaan Luke dit nog nie nou nie, gebruik die Here julle om dit vir hom te leer. En hieraan moet hy heeltyd herinner word. Hy moet lewe soos die nuwe mens wat hy is. Hy moet glo dat hy tot alles in staat is deur hom wat vir hom die krag gee. Hy moet weet dat hy meer as oorwinnaar is deur Jesus Christus. Hy moet weet Christus is my lewe. Deur die doop verbind hy hom aan my en niks of niemand kan my van sy liefde skei nie. Ja, Nico, Carmen en al ons ander ouers wie se kinders reeds gedoop is. Dit alles moet ons vir ons kinders leer en ook self die voorbeeld stel. Maar dit is juist daarom dat ons ook ons kinders bring om gedoop te word. Om hulle toe te vertrou aan God drie-enig. Ja, ons kan en wil vir hulle sorg, maar die Here is soveel meer. En selfs daar waar ons kinders volgens die wil van God moet opvoed, kom hy ons ook tegemoet en gee vir ons hulp. Hy gee vir ons die Heilige Gees wat ons sal lei, wat ons wysheid sal gee, wat ons tereg sal wys, wat ons die krag sal gee om ons kinders, nee sy kind,
te lei na volwassenheid in sy geloof. Tot waar hy self kan bely, ek glo. Dan sal hy ook bely, my geloof kom nie uit myself nie, maar van die Here. Hy het my hart oorwin. Deur sy Gees is ek aan hom, na hom toe getrek. Want ek is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En in hom alleen glo ek. Op hom alleen vertrou ek. Nico Carmen. Vandag sluit God 'n ewige verbond met Luke. En nou kan julle teruggaan huis toe. Maar besef dan altyd dat daar 'n spesiaal besef dan altyd dat daar 'n spesiale en unieke kind in julle huis is. Dis julle kind, ja. Maar hy is ook die kind van 'n ander. Hy is kind van God. Hy is Christen. En God sal vir hom sorg, nie net nou, of vir 50 of 100 jaar nie, maar tot in ewigheid. Broers en susters, dink vanoggend ook daaraan dat jy self gedoop is. God het 'n verbond met jou gesluit. Hy is jou God. Die ou mens, die sondige mens, die Jakob, die bedrieër, is weggesny aan die kruis en jy is weergebore as 'n nuwe mens. Jy is Christen. Gees van God self bly in jou. Die volle lewe wat in jou klop is syne. En dit is nie net vir 'n oomblik nie, maar vir altyd. Sterker as die dood. Want God se liefde in Christus het dit reeds bewys. En dit is verseël met die teken van die doop aan ons voorkoppe. Kom ons leef dan vanuit hierdie nuwe naam. Ons naam, Luke se naam, is Christen. Amen. Ons gaan nou daartoe oop om die formulier vir die doop voor te hou. Die oorsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. En eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, tot ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val,
moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou wel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verhaarde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ons vra dat Nico en Carmen en Luke na vore sal kom. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat die gesindheid is, moet U van U kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely U dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof U en neem U voor om hierdie kind, van wie U die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na U vermoë te onderrig en te laat onderrig. Nico Carmen, wat is julle antwoord? Luke, Johannes van die kerk, doop jy in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, kom ons staan en sing ons die seënbede van Psalm 128 vers 3 vir hulle toe. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U verloek altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 105, daarvan vers 5. Verhef u harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Vra om verskoning vir die traantjie wat ek hier gepik het. Ek gedog ek sal nou al gewoond wees met die derde kleinkind, maar ek dink dit is een van die indien nie die grootste gebeurtenisse in 'n mens se lewe. So dit bly altyd maar emosioneel. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar, die 19de CE van Rede van Oudtshoorn, 20ste Richard Smit, 21ste Arno Kanter, 22ste Marissa Erasmus, Ina van Rede van Oudtshoorn en die 24ste Tannie Florence du Plessis. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here julle nog verlang onder sy seënende hand hou. Dan baie geluk met Nico en Carmen en ook die grootouers wat vandag hier is. Mag
Luke waarlik 'n seën uit God se hand in ons lewens wees. Vanaand om 06:30 Bybelstudie, oor Dinsdag om 9:30, ons het ons begin vanaand met die aandgroep met die boek Sagaria. Almal is baie hartlik welkom om dit ook by te woon. 'n Baie lekker dag vir elkeen.